As mense in Hebreërs 1 kom en jy begin die eerste verse, die eerste 2 verse, dan sien ons hierdie woorde. Hy sê, in die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. En ons gaan vanmôre luister na die woorde wat die Here Jesus gesê het. En dan, as ons na hierdie woorde geluister het, dan hoor ons, as Paulus dan na die Here se woord geluister het, hy die Here Jesus leer ken, dan sê hy, herinner ons, dan sê hy, uit hom en deur hom en tot ons alle dinge. Want Paulus het gesê, wil niks anders ter praat as Jesus die gekruisigde. So ons gaan vanmôre luister en hoor, bid, dat hy met ons sal praat. En ek groet julle in sy naam, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Kom ons sing net hierdie een nog, ek wil hier sien hier, ekskuus, ek het hom nog hier ingesit. Ons vra vir hom, Here, U praat met ons en ons wil hoor en sien. Hulle weet ons, so interessant as die mense dan luister, iemand wat blind is, as hulle verstaan, dan sê ek ook, ek sien. Dis met ons geestelike oë wat ons sê, Here, dat ons sien, ek wil U sien, ek wil die realiteit belewe van wie U is. Kom ons vra vir hom, as hy vanmôre met ons praat, dat ons homself sien, homself hoor, en bewus is daarvan, dis hoekom hy hier is, hy is hier. Ons gaan verskillende gedeelte hier lees uit Johannes 14. Nou, hierdie gedeelte is nou die gedeelte net na die Paasfees. En dit wat die Here Jesus met die disippels praat die aand voor die kruisiging. Alles was pragtig en rustig. Binne hulle harte, die omgewing was vyandig, want dit was beheer van ander magte buitekant. Maar met die Here Jesus by hulle was dit anders. Ja, die magte wat van buitekant af bedreig. En so van buitekant af, van binnekant af het hulle slegte dinge beleef, hulle self, want die kerk van destyds, die geestelike leiers het druk op hulle gesit, genadeloos die wette, en hulle het net gedurig gehoor hoe treurig en sondig is hulle. Die eise van die wet was geweldig. Toe is die Here Jesus daar. En hy is die een wat dinge soveel rustiger gemaak het.
Hulle hoor van liefde en van genade, en hy is nie by hulle, en hy is die magtige een wat wonderlike dinge doen. En so intens, dat hulle hom wou koning maak. Hulle het gesien, hierdie wêreld kan beter word met hom hier by ons. En hulle het reggemaak vir die Paasfees. Die Paasfees is gevier as 'n bevrydingsfees. So hulle sien uit na die Paasfees. En die fees van God se liefde en genade vir hulle as 'n volk. Maar hier het die dinge nou al begin vreemd loop. Want terwyl die Here Jesus die Paasfees bedien het, en hy hier by die tekens was van die brood en die wyn by die verskillende sulke fases en etes wat hulle hele proses deur is, verwys hy nou skielik nie meer na die paaslam en die bloed aan die kosyne nie. Maar hy kom sê vir hulle, hierdie is my liggaam, my bloed. En dinge begin nou skielik vir hulle verkeerd. En hy praat van verraad, hierdie intieme groepie, so naby aan mekaar. En skielik is hier vreemde geluide. Hy gaan sterf. Die een wat die uitkoms moes bring, die een wat die koning moes word, die een wat ons moes beskerm, die een wat hierdie ongelooflike mag het. Hy laat mense sien, hy laat hulle lammes loop. Hy maak klomp siek mense gesond. Hy het selfs mense die dood opgewek. Hy gaan in hierdie slegte omstandighede, die ideale een wees, die mense wil hom koning maak. Nou sê hy gaan weg. Hierdie skokkende goed wat nou hier gebeur, hierdie vreemde goed, want wat gaan nou word? Hy gaan weg. Hy gaan weg. En ons gaan alleenig agterbly. In hierdie omstandighede, daar was dan soveel hoop, alles was so mooi. En dan praat hy met hulle en hy sê vir hulle hierdie woorde. Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God en glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, dan sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, dan kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die uur en die plek waarheen ek gaan. Ernst het met 'n woord uitgelos, hy sê, niemand kom by die Vader deur my nie. Goed, kom ons gaan volgende een. Thomas sê toe, Here, ons weet nie waar jy nie gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? En Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. So hy sê, julle weet nie, sê, ek is die antwoord. En dan 'n entjie verder sê hy, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Hier is nou 'n belangrike byvoeging wat is, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees. So niemand is ooit alleen nie. Vir ewig sal die Godheid by julle wees. Naamlik die Gees van die waarheid. Dan nog 'n entjie verder sê hy, dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer wat ek vir julle gesê het en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Nog 'n klein stukkie belofte, hy sê, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie. En julle moet nie bang wees nie.
Ons lees net tot hier. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Ons Vader, ons sê vir U so dankie dat U met ons praat. Ons het gebid dat ons U wil sien. Nou vertrou ons op die Gees van God, U wat gestuur is, om ons te herinner, te leer, dat U asseblief hierdie woorde van ons lewende, vertroostende woorde sal maak. Amen. In hulle ontstelde wêreld sien hulle die antwoord. Maar die antwoord gaan weg. En in hierdie dinge is die Here Jesus besig om vir die ouens 'n ding te leer en sê, julle moet julle fokus skuif. Daar's 'n baie breër prentjie wat julle moet raak sien. Daar's 'n baie breër prentjie. Julle is besig met hierdie lewe. En met die stryd van hierdie lewe. En julle dink oor die oorlewing in hierdie lewe en dat dit beter kan wees en hoe om dit beter te maak. En ek is die antwoord, maar het gaan oor baie meer as hier, 'n koning hier en 'n koninkryk hier. Want God se koninkryk is nie van hier. Daarom het die Here Jesus gesê, dis nie koning hier, my koninkryk is nie hier. Die koninkryk van God is wat in ons harte herstel moet word. Ons het so baie vir mekaar in die laaste ruk gesê, God het ons gemaak om ons 'n verhouding te hê. Hy verbind homself aan ons. Hy is 'n verbintenisgod, 'n verbondsgod, wat gedurig vir ons wys en herinner dan dat hy ons liefhet. Jesus kom na die wêreld om hierdie verbintenis vas te maak wat deur sonde versteur is en die verwydering en alles wat daarmee saamgegaan het. En hy wil God se koninkryk in ons harte weer laat kom, want dit begin hier binnekant. Die verandering van die wêreld begin binnekant. Maar hy wil vir ons sê, hy het dan gekom, dit het ons hier in die Paastyd met mekaar gepraat om 'n einde te bring aan die verskeurdheid en die verlorenheid. Dis die begin van voorbegin en herstel. En om te sê, ons begin voor die wat in hom glo is op pad na hierdie nuwe lewe. En nou gaan hy hier voort en hy sê nou vir hulle, ek gaan nou om vir julle te gaan plek gereed maak in die hemel. Paulus het baie ernstig met die mense gepraat, juis oor hierdie probleem, dat ons as mense so besig is met hierdie wêreld, en so besig is met hierdie probleme, en met hoe ons hier leef, dat ons vergeet, hierdie is die tydelike en die verganklike. Psalm 90, kyk vanmôre weer daai gedeelte wat sê ons lewensduur is so 70 jaar en soos baie sterk is 80 jaar en sy meeste is moeite en verdriet, dit weet ons. So hierdie lewe is tydelik. Die Bybel sê vir ons, dis tydelik, dit gaan verby. En ons ervaar dit. Ons neem afskeid gedurig van iemand wat oud geword het, iemand wat siek geword het, iemand wat nie meer by ons is nie. Dit is hoe die lewe werk. Maar dan sê Paulus ook vir hulle, as hy praat hier in 2 Korintiërs 5, dan sê hy vir hulle, sit 15 vers 19 en 20 sê hy, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons belangrikste vir alle mense. Maar nou, hy het opgestaan as die eersteling. Hierdie lewe gaan verby. Hy het gesterf en ons gaan ook sterf. Maar hy het opgestaan as die eersteling van hulle wat gaan opstaan en die heerlikheid ingaan, want dis waarheen ons op pad is. En hy praat met ons oor ons verganklikheid. Die Bybel is vol van hier goed oor verganklikheid. Hy sê, die mense lewensduur so die van gras. Vandag is dit nog daar. En dan kom die warm woestynwind, is kroon dood en môre is dit verdor en is verby. Hy sê, ons lewensduur is soos 'n vlug
wat in voorbeeld in sy vlug afduik op sy prooi, en weg is dit verby. Hy sê soos 'n wasempie, die een oomblik nog daar, dan waai hy weg. Dit is soos 'n blits. Dit gaan verby. Hierdie lewe gaan verby. En hy sê, julle mense wat julle fokus net hierop het, julle is die bejaardingswaardigste vir alle mense. Hy sê, besef julle, patheties is dit eintlik. Hoe tragies is dit eintlik, want julle fokus net hier. En op 'n ander plek herinner hy hulle daarin, en hy sê vir hulle, maar hierdie liggaam is 'n tent. Is 'n tent. En hierdie tent skeur. Dis tydelik. En hierdie woestynouers weet dit, hulle ervaar dit. Hulle is trekmense wat met hulle vee oral heen trek. En die son en die wind en hierdie, as ons weet ons al so op die strand was en daai winde waai, hoe slaat daai sand jou hier en jy voel dit, hoe steek en seer maak dit. Nou in hierdie woestyn met daai sandstorms is daai sand so skuurpapier op daai tent en uiteindelik dan gee die tent meer as dit verby. Hy sê dis 'n tent. En die tent raak gedaan en die tent gaan skeur. Hy sê, maar die vaste gebou is by God. So die lewe, hierdie lewe, is tydelik. En die tragedie is dat julle al julle aandag vestig op hierdie lewe, as dit baie sterk is, 80, dalk 'n paar jaar ouer. Dis die tragedie, maar die ewigheid het julle buite rekening gelaat. Hy sê, dis verskriklik belangrik, ek gaan, maar julle moet nie vrees nie, julle moet nou verbang wees nie, want ek gaan juis om die koninkryk en die erfenis wat vir julle verwerf is, om dit te gereed maak in die hemel. Ek gaan in daai vaste gebou, die plek daar's baie woonplekke, as dit nie so was nie, sê ek sou nie vir julle gesê het nie, maar ek gaan daai plek vir jou te gaan gereed maak. Die fokus moet skuif. En ons moet hierdie goeie gedagte hou. En die laaste gedeelte wat ons daar gelees sê, as julle my liefhet, sal julle my gebooie gehoorsaam. So ons moet hierdie goed glo. Hy sê, op 'n stadium nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal die koninkryk ingaan, maar net hulle wat die wil doen vir my Vader. Telkens kom sê vir ons, om net te dink, ons gaan kerk toe, en om te dink, ek is gereeld daar, en ek woon die eredienste by, en die bidure by, en al hierdie dinge, om te dink, dit maak ons, dis ons redding, dis ons hoop, as julle my liefhet, dan raak julle gehoorsaam. Dan onderwerp julle my koninkryk is in jou hart, wanneer jy onderwerp het en sê, Here, hier is ek, hart, sien en verstand, in my woorde, in my dade, in my alles. So sê ek, maak die plek gereed. En dis waar hy nou is. Hy sê, maar julle moet nie bang wees. Ek sê weer, julle moet nie bang wees, want ek los julle nie alleen nie. Ek los my gees by julle, wat julle sal leer en sal herinner. Elke keer wat ons hierdie woorde hoor, en ook nou, vandag, is die gees hier, om ons te herinner. Telkens wanneer ons besig met ons wêreld daar buite en ons weet waarmee ons besig is en ons voel oor hierdie dinge dat ons ongemaklik is. Die gees van God is gedurig besig met ons te werk. En hy sê, luister, luister. Daarom het ons die laaste ruk so baie klem gelê om sê, ons moet luister na God se woord. Ons het mekaar gesê, die koning is destyds wat God se verteenwoordiger was, een van die profete het gesê, die koning met 'n afskrif maak van God se wetboek, en moet dit by hom dra. Want dit moet hom beskerm, en moet dit gedurig lees, weet, dit moet my beskerm, dat ek afdwaal, ek moet gedurig onthou, wat sê God, dat ek op die veilige pad bly. Ek moet gedurig by hom hoor, dat hy my leer, dat ek deur hierdie woorde verander word, dat dit my lewe, my hart, so deursuur. So die belangrike boodskap wat ek vanmôre wil deel is,
dat die Here vir ons wil sê, ja, ons leef soos hierdie ons van destyds in 'n moeilike wêreld, waar ons gelei en geregeer word deur mense wat nie ons belange dra nie en waar ons wens dat ons daarvan verlos kan word. En ons sit hier binnekant dikwels met skuldgevoelens en onsekerhede, as ek nou sterf, wat word van my? Ons sit met al hierdie onsekerheid en die swaarheid en dinge wat op ons druk. Maar ek wil vandag vir ons in hierdie omstandighede kan sê, julle moet nie bang wees nie. Julle moet ophou bang wees. Julle moet julle fokus wegvat van julle self af. Julle moet op my fokus. Want ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die weg. Dat hy sê dat ons hom moet toelaat. Want Paulus sê ook, as hy vir die gemeente in Korinthe skryf, dan sê hy, God het hom in ons plek as 'n sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met hom vrygespreek kan word. Deur ons eenheid. En dat ons ophou ons te bekommer oor onsself en ons swakhede en wonder wat gaan van ons word. Paulus skryf in die gemeente in Rome, dan sê hy vir hulle, ek verlustig my in die wet van die Here. Ek vind diep in my wese, sê hy, in Romeine 7 sê hy, vind ek vreugde in die wet van die Here. Maar in my doen en late vind ek hierdie ander wet. Die goeie wat ek wil doen, kry ek nie gedoen nie, maar die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek. Dan sê hy, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Dit is verskriklik, want dis 'n bestaan wat tog die oordeel van God vra. Dan sê hy, maar aan God die dank, want hy verlos my deur Jesus Christus. Hy sê, aanvaar die offer van vryspraak, dat ek kan weet, het is vry. Hy leer vir ons sy woord, God bewaar ons erfenis vir ons. En hy sê ook, en hy bewaar vir ons vir die erfenis. So God sê, julle wat aan hom behoort, Jesus Christus het hierdie erfenis vir julle gaan verdien. Ons kan dit nie verloor nie. Ons kry deur geloof. En hy sê, en julle wat in my glo, vir julle bewaar ek, sodat dit uiteindelik kan waar word. So kom ons dan net weer 'n bietjie self, waarmee is ons elke dag besig? So besig met hierdie wêreld, hierdie lewe, nou. Om te oorleef, kop bo water te hou en dinge in mekaar te hou. Maar die dinge wat gaan oor baie meer is hierdie, want dit vergeet ons dikwels. As ons dink oor God, wat sê, as mens dink oor God, is daar geen begin en einde nie, dis ewigheid. Die wiskunde het die onderwyser so lyn getrek, dan sê pyltjie die kant, daar is nie 'n begin en 'n einde nie, maar ergens op die tydlyn, daar het ek en jy gebore, hierdie datum, en op daai datum gaan ons sterf. En God se tydlyn is al vir my en jou hierdie afgemeet. Maar by die tweede datum is dit nie die einde nie. Want dan is dit of by hom in sy heerlikheid, of in die ewige verlorenheid. En hy wil vir ons sê, julle is nou gemik, julle dink net oor hierdie klompie jare in die ewigheid. Dis waar julle vasbyt. En Jesus Christus, sê Paulus, klomp van julle hou net aan hom vas. Hy moet die een wees daar wat my bewaar vir hierdie tyd. Hy moet my hier bewaar. Hy moet my oppas. Hy moet my werk vir my waarborg. Hy moet my huwelik in die gang hou. Hy moet al hierdie goed. En as enigiets hier verkeerd loop, dan voel mens uit waarde vir my verloor. Dat is die sin nog. Maar Paulus wil vir ons herinner aan die Here Jesus se woorde. As julle net vir hierdie tyd vashou, dis alles waaroor dit vir jou gaan, dan verstaan jy nog nie, dan is jy eintlik alles. Want hy het gekom vir meer. En as jy sê, my huwelik is in duie, ek het my geld verloor, op siekte wat oorgevat het,
En nou, dan sê hy, die ergste ramp wat vir my as 'n mens ooit kan tref, is dat ek verlore gaan vir ewig in die hel beland. Maar Jesus Christus, as ons sy liefde soek, dan soek ons sy liefde op die kruis van Golgotha. Daar sien ons God se liefde. Nie by die aandelebeurs, nie in gesondheid nie, nie in aardse rykdom nie. Maar daar waar hy gesê het, maak ek seker dat hoe erg hierdie 80 jaar ook al is, my gees sal daar wees om julle sterk te maak en deur te dra. Maar ek het vir julle plek gereed gemaak. Aan die einde is ek daar. Ons sing so graag die oorwinningslied. En dit is vir ons so pragtige ding. Ek sien in droom daaroor. Die oorwinningslied is die lied wat die Openbaring boek eintlik kom saamvat. Die Openbaring boek was die troosboek van die vroeë kerk. Want die Openbaring boek het hierdie boodskap vir hierdie mense in hierdie wêreld. Kort sê Openbaringe. Die kerk is in die wêreld waar hulle vervolg en verdruk word. Maar Christus is by sy kerk. En die wat volhard sal die kroon ontvang. En dis waarin hulle vasgehou het, en dis waarin ek en jy moet vashou. Die kroon is die hemelse heerlikheid. Die Here Jesus sê, ek gaan om dit nou vir jou te gaan verseker. Maar ek is by julle, al die dae, tot aan die einde sê ek, sal vir altyd by julle wees, deur my gees, sal julle bystaan. Ons is nog nie daar nie. Dit is 'n belofte, maar vir die tussentyd sê ek, ek sal by julle wees, deur my gees. Maar God gee dat ons in al hierdie wonderlike dinge, boodskappe, God wil met my verhouding hê, God wil my God wees, God wil my red, God wil mooi hê, dat ons dit alles besef, dis die goed waarop ons moet konsentreer. Hy het dit alles bereik, hy het dit alles verseker, toe hy gesê, dis klaar. Nou sê hy vir ons, glo in God, glo ook in my. Ek maak vir julle nou by mekaar gereed in die hemelse heerlikheid. Dat ons fokus moet skuif en hierdie groot prentjie moet sien, dat dan skep ons moed, dat ons dankbaar, dan moet ons hierdie hoor. Dit is nie nou maar net 'n geskenk wat op die plein vir almal wat verby kom uitgedeel word. Sê dit gee ek, want ek wil 'n verhouding herstel en vir die wat in hierdie nuwe verhouding met my lewe, vir julle is daar 'n plek wat gereed gemaak word. Bly die verbondsgod wat hom verbind het om die erfenis veilig te maak. En hy het, sê nou maak ek daai plek reg. Maar vir hierdie lewe, ek en jy met ons woorde en ons dade, ons manier van lewe, ons verbintenis met hom bevestig en uitleef, want hy stuur ons uit nou om sy verteenwoordigers te wees, om sout te wees, lig te wees, om hierdie genade en liefde en getrouheid vir die wêreld te wys, aan die tyd loop uit. 70 jaar, 80 jaar, maksimum. So dan kom die groot, en dat ons seker maak dat ons dan gaan deel. Amen. Hemelse Vader, U is die wonderlike genadige God, wat met ons besig bly, en wat vir ons wil herinner in hierdie wêreld, dat ons nie bevrees moet wees nie, want U is die Almagtige, wat vir ons genoeg krag sal gee vir wat ons het ook wel om te dra. Ons moet vashou aan U. En dat iets heerliks vir ons almal wag. Help ons, Here, dat ons gedagtes so toe sal laat skuif, en daarop fokus, dat ons nie net moet reg wees en reg maak vir hierdie lewe nie, maar veral in ons gees
toegewyd, versigtig, ernstig, dat ons gereed sal wees wanneer hy kom, om die kinders te kom haal. Dankie dat ons nie bang hoef te wees nie. Dankie dat ons weet daar's baie groter dinge as hier. Help ons om dit te verstaan. Dankie dat U vandag daaroor kom praat het. Dankie Hemelse Vader dat U in hierdie tye deur Jesus Christus steeds vandag met ons kom praat, dat hierdie woorde ons steeds vertroos, ons steeds tot versigtigheid en toewyding kom oproep. Geef vir ons asseblief gehoorsame harte. Ons bid dit in U naam.